Nou, ek wil vanoggend oor gesels, so iets wat van die filosofiese dinge, dit gaan oor groot ekonomiese deurbrake. Nou, as jy nou praat van groot ekonomiese deurbrake, dan is daar 'n lang lys van die goeders. Die vraag is natuurlik, wat is die ekonomie nou eintlik? En ek dink my definisie van die ekonomie is eintlik maar net 'n studie van die mens. En as jy kyk na die ekonomiese deurbrake, kan ek 'n paar vir julle noem. Byvoorbeeld die konsep van privaat eiendomsreg, vrye handel, spesialisasie in verskillende werke byvoorbeeld, en die uitvind van goeder soos byvoorbeeld geld en dies meer. Dis alles groot ekonomiese deurbrake. Maar as een groot ekonomiese deurbraak, wat ek dink glad nie genoeg aandag kry nie. En dit het so wat 100 jaar terug begin gebeur. En dit is toe ons begin het om dogtertjies skool toe te stuur. Nou die impak wat dit gehad het op die samelewing en die ekonomie kan omtrent nie bereken word nie. Onthou, tot omtrent 100 jaar terug was dit noodsaaklik seentjies en gewoonlik ryk seentjies wat skool toe gegaan het en vrouens nie as reël nie. Maar vandag is dit algemeen, vrouens gaan skool toe. En nie net gaan hulle skool toe nie, hulle gaan ook universiteit toe nie, maar die impak daarvan reusagtig op die samelewing. Een daarvan is, hoe langer vrouens skool toe gaan, hoe minder kinders kry hulle en hoe minder kinders hulle kry ook, hoe beter word die kinders nou omgesien. So dit verstaan ons en dit so te loops. Die gevolg daarvan onder andere in ryk lande is dat vrouens al minder kinders begin kry en bevolking eintlik besig is om kleiner te word. Maar die impak daarvan is reusagtig wat die demografie van die samelewing aanbetref. Nie net dit nie, daar's 'n klompie ander dinge wat ook besig is om te gebeur. Natuurlik, as jy vrouens skool toe stuur en jy stuur hulle universiteit toe, dan is jy besig om 1/2 van jou gemeenskap wat in die verlede heeltemal afgeskeep is, om hulle ook deel te maak van jou ekonomie. En ewe skielik het dit bygedra tot hierdie opwelling in ekonomiese aktiwiteite. En mense kan dit sien, veral in die westerse wêreld, maar 'n hele klompie ander lande waar ons vanaf so wat 100 jaar terug tot half onlangs nou het ons gesien dat vrouens tree toe tot die professies en hulle dra by tot ekonomiese aktiwiteite en dit het aanleiding gegee tot die wêreld waarin ons vandag lewe met hierdie oorvloed van elke denkbare ding. So een van ons grootste ekonomiese deurbrake het plaasgevind en dit klink voor die hand liggend toe ons begin het om dogtertjies skool toe te stuur en om jong vrouens universiteit toe te stuur, dat hulle deel geword het van die werksmag en dit het bygedra tot hierdie wonderlike groot ekonomie wat ons vandag het.